Goeiemôre. Dis vandag Dinsdag 13 Augustus en baie welkom ook by die anders as gewone klankoordenking van vanoggend. Anders as gewoon? Ek moet eerlik sê, terwyl ek besig was met die voorbereiding rondom die aankondiging die geboorte van ons Here Jesus, het ek net op 'n stadium besef, ek as mens kan dit nie enigsins duideliker of mooier verwoord as wat die Heilige Gees dit gedoen het by monde van die evangelieskrywers nie. Daarom dan vanoggend luister saam met my, kom ons word rustig en ons luister na wat ons Here self vir ons rondom die aankondiging en die geboorte van ons Here Jesus sê. Ek lees vir ons uit Lukas 1 en dan gaan ek afsluit met 2 enkele versies uit Matteus. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. En daarom sal die een wat gebore word, die Heilige genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwantskap van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het." Toe die engel van haar af weggegaan. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem toe, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en nageslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word, en terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Dit alles het gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle het hom Immanuel genoem. Die naam beteken God by ons. En hierop kan ons net met groot dankbaarheid sê, Amen. Here ons Here, ons het nie woorde om genade te beskryf nie. U, o Vader, wat die belofte gemaak het van 'n verlosser wat moet kom. U wat die belofte nagekom het. U, ons Here Jesus, U wat U heerlikheid en hemelse heiligheid prysgegee het om mens te word ter wille van ons.
U Heilige Gees wat die kosbare ook van hierdie boodskap in ons harte ingrafeer. U het dit nie net op papier nie, maar in ons harte ingegrafeer. Dankie vir hierdie genade. Mag ons nooit gewoond raak aan hierdie geboorte aankondiging en die beskrywing van die geboorte van ons Here Jesus nie. Mag ons Here altyd ook met ontzag en met ontsettende dankbaarheid gevul word. Dankie daarvoor. Ons loof en prys U naam in Jesus ons Here se naam. Amen. Seën vir jou.